Goeiedag en baie welkom by Insig, die program waar ons in diepte studie uit Gods woord uit doen. Ons is reeds al by studie nommer 9 in die boek van Joshua. En ons gaan vandag kyk na die land wat hulle geërf het en die belofte van die erfgename en dit deurtrek na die belofte wat u en ek kry, dat ons ook eendag die hemelse Kanaan gaan beerwe. Vandag weer eens saam met my in die ateljee om hier die studie te doen, Ronay Furstenburg, spreekdirekteur van Kompas Pastorale Bedieninge. Goeiedag Renay, is goed om jou weer by Insig te hê, wat ons weer kan saam studeer uit Gods woord uit. En jy kan nie glo nie, ons beweeg aan met hierdie lesse deur hierdie boek van Joshua wat ons leer. En dit is verblydend om te sien dat daar soveel lesse is wat 'n mens uit 'n ou verhaal kan lees. En van hierdie gedeeltes wat ons vandag doen is van hulle het hierdie gedeelte geërf en daai gedeelte geërf en daai gedeelte en is amper van moet ek daardeur lees, maar daar's lesse wat ons daaruit kan leer. En voor ons begin, sal jy vir ons vandag open met 'n gebed asseblief. Kom ons bid saam. Liefdevolle Here, baie dankie dat ons u woord kan oopmaak. Herinner ons asseblief, Here, dat ons insig en ons wysheid van u af moet kom. Wil u vir elkeen van ons individueel 'n spesiale boodskap gee vandag. Ons bid dit in u naam. Amen. Amen. So ons kyk na hierdie ons het gesien die land is verdeel, die land word nou verdeel, ons het na Joshua en Caleb se gedeeltes gekry wat hulle gekyk het. So die belofte wat hulle gekry het, die belofte wat nou wil ek amper teruggaan na wat Abraham toe gekry het. Van hierdie sal jou wees. Dit het nou waaruit begin word. Uiteindelik is ons nou daar. Ja. En dit is waarna ons vandag kyk. So kom ons blaai na 'n ander gedeelte en ons gaan nie blaai na die boek van Joshua nie, maar ons gaan kyk na Sagaria 9 vers 12. Keer terug na die vestings, o hoopvolle gevangenes. Ook verkondig ek vandag aan dat ek jou dubbel sal vergoed. Dis natuurlik nou die ou vertaling, nee? Ja, dis nogal 'n mooi belofte, nee. Keer terug na die vesting, o hoopvolle gevangenes. So daar word dis amper so half van keer terug gevangenes. Ja. Maar dit is gevangenes, met ander woorde, daar was hoop dat daar herstel sou kom. En dit is pragtig dat die Here sê, wat jy verloor het, sal ek vir jou dubbel teruggee. Dat is eintlik ons basies wat hierop neerkom. Is wat hy daar sê. So met ander woorde, dit wat jy gehad het, sal ek vir jou teruggee. En hier sien ons dat dis nou in Sagaria, met ander woorde, hierdie gedeelte moet ons weet, dit is nou lank na hier waar hulle nou ingegaan het en die land gekry het. Maar daar selfs 'n belofte en die Here sê maar ons weet hulle moet in die Here se voetspore wandel. As hulle dit nie doen nie, dan gaan hulle weer in ballingskap wees. Maar die Here sê hier, ek sal jou dubbel vergoed vir dit wat jy gehad het en jou erfporsie weer vir jou gee. Met ander woorde, maar hierdie studie moet ons nou amper Kanaan wat hulle beerwe het en Kanaan wat ons gaan beerwe. Net so 'n bietjie na mekaar toe bring, want die een is 'n voorbeeld van die ander ene. Soos wat hulle 'n belofte gehad het, het ons ook 'n belofte. So op die einde van die dag is die ene voorbeeld, as jy sê 'n voorbeeld van die ander ene. En dieselfde situasies wat hulle mee sit daai tyd, sit ons ook mee in ons tyd. Jy weet, tot Salomo het gesê daar's niks niets onder die son nie. Geskiedenis herhaal homself, mense se foute wat hulle maak, herhaal hulle self, maar wat pragtig is die oorspronklike belofte wat die Here gegee het van die tuin van Eden af, is dat sy mense een of ander tyd 'n plek sal kry waar hulle die vrede van Kanaan, die land van melk en honing, sal beerwe. So met ander woorde, nou moet ons besef is, ek kan net dink as hierdie Israeliete vir 40 jaar al hier deur hierdie woestyn gegaan het. En die belofte is daar, jy gaan die beloofde land kry nou, en jy sien nou soos die geslag wat uitsterf en hulle dwaal rond. Dan begin 'n mens nog te wonder, as jy deel van die
dwalendes is, maar gaan dit eendag gebeur. Ja, kan En ek dieselfde ding kan ons na ons toe deurtrek, né? Ja, kan ek dit so effens bietjie meer in diepte vat. Ek het nou al my ma en my pa in die woestyn begrawe. Ek het by die land Kanaan ingekom, maar ek het nog net oorlog gemaak om daai grondgebied nog te kry. So dit was nie 'n maklike pad om te stap nie. En uiteindelik is hulle nou daar waar die Here sê, nou is dit tyd, verdeel die grond. Ja. So nou word die belofte 'n werklikheid. Dis nie nou net nog daai droom waarna jy gedink het nie, jy weet. Dis nou amper soos van jy wil 'n kar gaan koop en die eerste keer gaan doen jy aansoek by die bank en hulle sê vir jou ja, jy word goedgekeur en jy gaan deur al hierdie papiere. Dis jy opgewondenheid, maar jy het nog niks nie. Tot die volgende oomblik kry jy die sleutel in jou hande en jy ry weg en jy sê okay, daar is nou iets wat gebeur het. So dis na daai gedeelte waarna ons moet kyk en sê maar die Here is goed vir ons in daai gedeelte dat dit gebeur het. Right. So kom ons kyk en ons lees daar Genesis hoofstuk 2. Genesis hoofstuk 2 vers 15. En ekskuus tog vir hierdie val, want dit was 'n muis wat geval het. Gelukkig nie ene met 'n regte een wat rondhardloop nie vir ons gehoor nie. Genesis 2 vers 15 sê, toe het die Here die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. So hier kom ons by die eerste een, met ander woorde hulle het die Eden gekry, die Here het hulle gemaak, hy het hierdie huis vir hulle geskep, maar daar was nog steeds werk vir hulle daarin. Dit was 'n perfekte huis, maar hulle moes dit bewoon en hulle moes dit bewerk. So dis nie net van leeg lê nie, bewoon en bewerk. Kom ons kyk wat sê hoofstuk 3 vanaf vers 17 tot 24 vir ons. Want hier kom die probleem nou in, hè. Daar het hulle dit geërf, hier is nou die probleem. Ons weet hoofstuk 3 van Genesis is nie altyd, dis die hoofstuk wat ons wil verbygaan, wil skiep, soos die Engelsman sal sê. Vers 17 sê, en aan die mens het hy gesê, omdat jy geluister het na die stem van die vrou en van die boom geëet het waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie, vervloek is die aarde om jou ontwil, met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. Ook sal dit vir jou dorings en distels voortbring en jy sal die plante van die veld eet. In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet, totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem, want stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. Met ander woorde, hierdie gedeeltes hier kry ons nou, en ons sien ook die ander probleme wat daarmee saamgekom het, die vloek wat op die man en die vrou geplaas is, maar hier sien ons dat hulle het die land gekry, of die woonplek gekry, maar as hulle nie in Gods wil gewandel het nie, sy wil en vrese nie, dan was daar 'n probleem. Dan was daar 'n uitsettingsbevel, as ek dit nou so kan stel, nie, waar hulle buitekant moes gaan woon. Maar daar was altyd nog steeds 'n belofte vir die terugkeer. Dit bring op my by 'n baie interessante konsep. Die dag toe die Here vir Adam en Eva in Eden ingebring het en gesê het, kom bewoon en bewerk, kan ek nou amper so ver gaan om te sê die kaart en transport het nie daarmee saamgekom nie. Nee, dis die Here se. Die grond, Verblyf reg. die grond het aan die Here behoort. Ja. En hulle het die verblyfreg gekry daar. Hulle het die verantwoordelikheid gekry om dit namens die Here te bestuur, né? Vir die Here te bestuur, Ja. kan ek dit so stel. Is dit nie maar presies dieselfde wat gebeur het die oomblik toe die Israeliete in die land van Kanaan ingegaan het nie? Die Here het daardie God het gesê, ek gee dit vir julle. Maar hy het vir hulle baie mooi, en ons gaan 'n bietjie kyk daar nou, vir hulle ook bygesê, julle, kyk dit nou sommer in ons mooi gewone Afrikaans sê, julle beter vir julle gedra. Want as julle vir julle nie gedra het nie, sit ek vir julle uit. Ja. Wat dan ook gebeur het, Die lang kan nie kort. klompie jare daarna. Los dit vir Ronay om vir ons in mooi Afrikaans te sê. So op die einde van die dag is dit 'n kwessie van die grondgebied wat die Here gee. Bring nie kaart en transport daarmee saam, daar's nie 'n transportakte wat sê hierdie grond behoort aan jou, die Here gee sy eienaarskap prys en jy kan hier kom maak en breek soos wat jy wil nie. Hier behoort die grond aan die Here en hier gaan jy vir jou gedra. Ja.
So kom ons gaan volgens die wette en die insettinge van die Here. So kom ons gaan kyk gou-gou. Ons sien daarso in Genesis hoofstuk 13 vers 14 sê dit daar vir ons. En die Here sê vir Abraham nadat Lot van hom geskei het: "Slaan tog jou oë op en kyk na die plek waar jy staan, na die noorde, die weste, na die ooste en die weste, want die hele land wat jy sien sal ek aan jou gee en aan jou nageslag tot in ewigheid." Nou hier sien ons dis die belofte wat gemaak is. Abraham het die belofte gehad dat hierdie grond aan sy nageslag sal behoort. Dit behoort aan hom ook, maar dit behoort nie aan hom nie. So hoor wat ek sê, die belofte is daar dat joune is. So met ander woorde, dit is nog eers lank na dit wat dit werklikheid geword het. Dat sy nageslag hulle erfporsie kon kry daar, Ja. nê? En so, wat hy moes gewag het, so sit ons ook in 'n belofte, nê. Die Here sê vir ons, ons sal die nuwe hemel en die nuwe aarde beerwe. Het ons dit al gesien? Nee. Ons streef tog daarna, ons weet hoe gaan dit lyk, ons weet hoe gaan dit wees, ons weet saam met wie ons daar gaan wees, want die Here self gaan daar wees. Maar dit, alhoewel dit vir ons gegee is, het ons nog nie die verblyfsreg, as ek dit so kan stel, Dit is nog nie ons sin. ons ontvang nie, maar dit bly altyd die Here se. Want hy het dit geskep, maar hy stel dit vrylik tot ons beskikking en hy wil hê dat ons dit daar saam met hom kan deel. Dit is interessant dat die Here sê julle word mede-erfgename. Met ander woorde wat Jesus eintlik basies sê is, my Vader het dit vir my gegee. Ek deel dit met julle. Die wat in my is, julle word mede-erfgename. Ek deel dit met julle, maar alles behoort aan my Vader. Ja. So daar is so 'n pragtige boodskap daarin en so 'n groot verantwoordelikheid wat daarmee saamkom. Dat wat aan die Here behoort wat ek graag 'n mede-erfgenaam van wil word, moet in my die konsep skep, maar dan het ek die Vader van die Seun as my Vader ook. En daarom wat vir die Seun tel vir my ook. Ja, mede-erfgename. Mede-erfgename. As hy. So die verantwoordelikhede wat is groot wanneer ons onsself wil beskou as mede-erfgename van die Messias. Ja. En die ander ding wat ons daarna moet kyk is, ons sien dat Adam en Eva, toe hulle, ek wil amper sê hulle oë oopmaak, toe sien hulle, hier's alles. Klaar vir hulle voorberei. Dieselfde is, die Here het vir iemand anders, deur die ander volke, het hy die land Kanaan voorberei vir sy volk. Toe hulle daar intrek, toe was die landerye klaar daar, die wingerde was klaar geplant, die bome, vrugtebome was klaar geplant. Alles was daar. Hulle moes soos Adam en Eva, moes hulle net voortgaan deur te bewoon, jy weet, die land vol te maak en te bewerk. So ons weet ook so dat wat ons van die Here ontvang en die genade wat ons van die Here ontvang, kan ons nie verdien nie. Ja. So alles wat ons van die Here af kry, kry ons by hom uit sy genade hand uit. So kom ons kyk Eksodus 3 vers 8, as jy vir ons daar sal kyk en dan blaai ek so lank vir ons na Levitikus hoofstuk 20. Genesis 3 Eksodus 3 vers 8, ekskuus. Daarom het ek neergedaal om hulle uit die hand van die Egiptenaars te verlos en hulle te laat optrek uit daardie land na 'n goeie en 'n wye land, na 'n land wat oorloop van melk en honing, na die woonplek van die Kanaaniete, die Hetiete, die Amoriete, Feresiete, Jewiete en Jebusiete. En hier kom, die Here sê ek het hierdie land vir julle gegee. Daar, en sê hy dit in Eksodus 3. Nou kom hy hier en in Levitikus 20 vers 22 sê, onderhou dan, wat jy nou nog gesê het, met in jou mooi Afrikaans. Onderhou dan al my insettinge en al my verordeninge en doen dit, dat die land waarin ek julle bring om daarin te woon, julle nie uitspieg nie. Nou hier moet ons weer eens verstaan, dat hierdie Israeliete het 40 jaar van tevore was hulle in Egipte, een van die magtigste nasies wat daar was. Nou Egipte self, die Egiptenaars, het gesukkel om die land Kanaan in te neem op 'n situasie, en hulle kon dit net nie deur hulle eie
mag en hulle eie denke kon hulle dit doen nie. En die Here sê, maar nou, julle moet nou besef, julle is Israeliete, julle is net slawe, daai is 'n moontlikheid. So, al hoe dit kan gebeur, is ek dit vir julle gee, want hierdie is sterk nasies wat daar is. Sure. En dit toon weer een vir ons afhanklikheid van God af. Weereens wil ek dit terugtrek en sê, ons sien uit na die hemelse Kanaan. Ons sien uit om dit te beerwe, maar uit ons eie uit kan ons dit nie doen nie. Dit is net as 'n geskenk van die Here af wat ons dit kan ontvang. Daar's 'n interessante konsep in daardie teksvers wat jy nou net gelees het. Is dit nie dat die Here vir ons 'n waarskuwing gee in die boek van Openbaring? Was jy maar warm of was jy maar koud? Maar nou is jy lou. En daarom sal ek jou uit my mond uitspieg nie. Dat die Here sê dat daar die mens wat nie kan vas staan by hom nie is walglik vir hom. Die mens wat nie staan by dit wat hy voor sy insettinge en sy verordeninge, soos wat hy vir Joshua gesê het nie, jy's vir my walglik. Ja. Ek sê uit my mond uitspieg. Maar dit is nie 'n nuwe ding nie, want ons lees dit dan nou al klaar in Levitikus het die Here vir hulle gesê, as julle nie by my insettinge en my verordeninge bly nie, gaan die land wat ek julle toegelaat het om op te bly, gaan die land julle uitspieg. Ja, met ander woorde, dis en daai uitspieg is eintlik 'n mooi metafoor wat daar gebruik word, nê? Uitspieg. Met ander woorde, jy gaan nie meer in die land kan wees nie, jy gaan dan uit hierdie land uit gegooi word. Dit is ook 'n kwessie van moenie dink omdat jy 'n Israeliet is, hierdie land is joune vir altyd en ewig nie. Ja, net omdat jy Israeliet is. Net omdat daar 'n spesifieke nasie aan jou gekoppel is, dit werk ongelukkig nie so nie. Jy het jou taal, jou afkoms, jou pa se nasionaliteit of jou voorgeslagte waar jy uitkom, gaan nie jou redding vir jou bepaal nie. Ja. Jou redding sal wees as gevolg van die feit dat jy as individu by die verordeninge en insettinge van die Here bly. Dit maak jou 'n waardige bewoner van die land wat aan God behoort. Dis 'n baie belangrike konsep wat ons gaan moet verstaan, want die hemel sal ek en jy nie beerwe. Uit ons eie uit. Omdat ons pa of ons ma of ons voorgeslagte 'n spesifieke taal gehad het of 'n spesifieke nageslag van uitgekom het of 'n rangorde van een of aarde gehad het of omdat hulle sulke goeie Christene was nie. Die land van die Here, die hemelse Kanaan sal ek en jy beerwe wanneer ek en jy as individu die verordeninge en die insettinge van die Here hou, daarby bly en sodoende bevestig dat ek is waardig om in die land van die Here woonagtig te wees. Ja. So met ander woorde, en hier as jy ook in hierdie land ingaan, dan is daar baie meer afhanklikheid van God af. Dit is die land van melk en honing, maar daar gaan meer afhanklikheid van God af wees. Nou, ek dink so terug aan in ons vorige lyn waarin ons gewerk het voor ons in die bediening ingegaan het. Kom ons sê nie waar ons gewerk het nie. Het ons geweet as jy in sekere streke is, in sekere streke in ons land is daar besproeiingsskemas en hulle besproei en hulle wonder nie of hulle 'n oes gaan kry, 'n mielieoes gaan kry nie. Hulle wonder net hoe groot gaan die mielieoes wees. Maar in 'n ander gedeelte van ons land waarin ons leef, as ek nou dink byvoorbeeld aan die Vrystaat, dan moet die boere op hulle knie wees, want hulle is afhanklik van die reën wat hulle kry vir die land. As dit reën, is dit 'n land van melk en honing. As dit nie reën nie, dan is dit 'n moeilikheid. En hier is die vergelyking wat ek nou gebring het teenoor die Israeliete wat in Egipte was en alles het uit die Nyl uit, kan ek sê, besproei en nat gelei. Maar hier waar hulle nou heen gaan, is daar nie 'n Nyl nie. Hier is hulle afhanklik, ja, daar's riviere, maar hulle is afhanklik van die Here om die reën op die regte tyd te stuur, die vroeë reën en die laatreën, sodat die oes heeltemal ryp kan word. En hier is dit weer eens, selfs al bring die Here ons in die Kanaan, in die land van melk en honing, moet ons nog steeds besef dat ons nog steeds afhanklik van hom is en dat hy nog steeds die onderhouer is
van alles wat ons het. So, dis Dit is seker baie nie- interessant, nee. Ja, ek dink dit is iets wat ek en jy nie kan bekostig om ooit te verloor nie. Daardie konsep wat ek en jy in elke dag afhanklik is van die Here nie. Ek en jy is dalk nou nie in die boerdery nie, of jy is dalk nou nie daar waar dit moet reën, dat die oes moet groei nie, nee. Maar weet jy wat, dat die grote feit dat ek en jy vanoggend opgestaan het, en ons het gesondheid, of ons het 'n werk om na toe te gaan, dalk moet ons het so in hierdie week het ons by een van ons bidure gesels oor, net wat dit is waarvoor ek kan dankbaar wees. Ja. Omdat ek juis daarop konsentreer dat my God na my kyk. En dat ek my afhanklikheid van hom ten volle erken. Jy weet, ek dink dit is soms so 'n bietjie iets wat ons weer kan gaan sit en 'n bietjie oordink. Net so 'n bietjie 'n slag weer gaan sit en sê, Here, baie dinge neem ek van selfsprekend aan in my lewe. Gaan dink 'n slag, hoeveel dinge is daar op hierdie stadium waaroor jy kla? Waarvoor jy eintlik die Here gesmeek het 'n ruk terug. Jy weet, baie van die mense sal nou kla en sê, ek het nie so lekker werksomstandighede nie. Maar jy kla oor die werk wat jy die Here voor gesmeek het 'n tyd terug. En jy het hom gekry nie, jy was dankbaar dat jy hom gekry het, maar nou begin ons weer daaroor Ons is nou op die punt waar ons kan begin kla oor die dinge waarvoor ons gebid het om te kry. Is ons nou op 'n punt waar ons weer kla daaroor. So, dit is amper moeilik om daaraan te dink, dit te sê dat ons nou kan begin kla oor goed waarvoor ons gevra het en wat ons in gebed beantwoording daarvoor gekry het. So, ons sien dat hierdie land was nou verdeel en hulle gaan uitdagings hê dat hulle hom nog gaan moet bewoon en bewerk, want ons weet ook, die land is verdeel en dis vir hulle gegee, maar daar staan ook vir ons in daai gedeeltes in Joshua, dat nie almal is verdrywe nie. Ons weet dat al die Filistyne was nog daar. Daar was nog van die konings van Kanaan wat nog oor was wat daar was, want die Here het gesê dat die land nie leeg moet lê en 'n wildernis word nie. So met ander woorde, soos wat jy vermeerder, soos wat jy bewoon en bewerk, so moet jy verder inneem. Maar as 'n mens ons eers lekker begin bly, dan raak dit ons lekker om lekker te bly en nie meer te oorlog te maak nie. Kom ons maak vrede, dan leef ons almal in vrede. En hier is waarvan die Israeliete se probleme begin het. Hulle het weer vrede begin maak met van die mense wat rondom hulle gewoon het. Ja, dit is 'n hartseer saak. En wie wat ons kan hulle half nie kwalijk neem nie. Hulle was nou vir 40 jaar in die woestyn. Van daar af was dit oorlog tot uiteindelik het ons die plek gekry waar ons as ons gesin nou kan neskrop, uiteindelik by mekaar kan wees. Ek dink hoe dankbaar was die vrouens, die kinders, hulle kan nou ook daarom nou, hulle hoef nie meer in die tente wonings te wees nie, hulle kan ook nou hulle plekkies opsit. En dan kom ons op die punt waar die Here vir hulle gesê het, ek sal die res van die volke, sal ek voor julle uitverdryf. Maar wat ons nie baie lank daarna sien nie, is dat die Israeliete begin het om hulle dogters te gee, as vrouens vir hierdie mense. En voor jy jou weer kom kry, was daar hulle afgode het begin invloei in die Israelitiese omgewing in. En 1, 2, 3 was dit asof alles waarvoor hulle beklei het, alles waarvoor hulle swaar gekry het, al daai jare in die woestyn, daai vreeslike oorlogtye, en waar hulle 'n voorbeeld moes wees vir die ander, en 'n invloed op die ander positiwiteit moes gehad het, was dit net die teenoorgestelde. Absoluut, dit is baie hartseer. So, hulle het hierdie land gekry, en ons weet mos almal, soos wat jy land kry en grond kry, as jy grondbesitter is, dan voel dit vir jou of jy darm die land ook besit as jy grond het. Maar hier kom ons in en die Here het geweet dat daar moeilikheid gaan kom. Die Here het geweet dat daar moeilike tye gaan wees en dat daar nie altyd oeste gaan wees nie en dat sekere mense deur omstandighede van die lewe wat sy rug op jou draai dalk moeilikheid gaan hê. En die Here het 'n jubeljaar daar ingestel. So kom ons kyk wat sê Levitikus 25 vanaf vers 1 tot 5 vir ons. Verder het die Here met Moses gespreek by die berg Sinaï en gesê: "Spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle: as julle in die land inkom wat ek julle gee, moet die land 'n Sabbat hou vir die jaar. Sabbat hou vir die Here. 6 jaar lank mag jy jou land saai en 6 jaar lank jou wingerd snoei en die opbrengs daarvan insamel. Maar in die 7de jaar moet daar vir die land volkome rus wees.
'n Sabbat vir die Here, jou land mag dat jy dan nie saai en jou wingerd nie snoei nie. Wat van jou oes opslaan, moet jy nie afoes nie en die druiwe van jou ongesnoeide wingerdstok nie afsny nie. Dit moet 'n jaar van rus vir die land wees. Nou dis baie mooi. Die Here kom en hy sê daar moet nie net rus vir julle wees elke Sabbat nie, maar dan moet nou ook 'n rus wees vir die land, sodat die land kan rus. So jy moet hom 6 jaar bewerk en die 7de jaar moet jy hom los en dan dit wat opslaan, slaan op en dit is vir almal se gebruik dan. En dan weer, so dit wys vir jou wat se vertroue moet 'n mens ook hê, want in jaar 6 en die jare voor dit moet die Here jou so geseën het dat jy deur 'n hele jaar kan gaan, maar dit is nie net 1 jaar nie, want onthou aan die einde van daai jaar begin jy weer te ploeg en te plant en te saai en dan vat dit weer 'n tydjie voor jy weer begin oes. So daar's ook 'n vertrouensposisie wat jy moet hê teenoor die Here. Maar die Here sê laat die land ook rus. So kom ons kyk wat sê verse 8 tot 13 na dieselfde hoofstuk vir ons. Jy moet ook 7 jaarweke tel, 7 maal 7, sodat die dae van die 7 jaarweke vir jou 49 jaar is. Dan moet jy in die 7de maand op die 10de van die maand 'n basuingeklank laat deurgaan. Op die versoendag moet julle die basuin deur die hele land laat gaan. En julle moet die 50ste jaar heilig en 'n vrylating in die land uitroep aan al sy bewoners. Dit moet vir julle 'n jubeljaar wees. Dan moet julle elkeen na sy besitting en elkeen na sy geslag teruggaan. 'n Jubeljaar moet dit, die 50ste jaar, vir julle wees. Julle mag nie saai nie, ook nie afoes, wat dan opslaan of die druiwe van die onbesnoeide wingerdstok dan afsny nie. Want dit is 'n jubeljaar, dit moet vir julle heilig wees. Van die land af moet julle die opbrengs daarvan eet. In hierdie jubeljaar moet elkeen na sy besitting teruggaan. Daarom, as jy iets van jou naaste verkoop of van jou naaste koop, moet julle mekaar nie verdruk nie. Volgens die getal jare na die jubeljaar moet jy van jou naaste koop. Volgens die getal jare wat daar 'n oes op is, moet jy dit aan hom verkoop. Okay, so as ons nou daarna kyk, dan sê die Here vir ons, behalwe dat jy nou elke 7de jaar die land moet laat rus, dat as jy by 7 maal 7 kom, en die 49ste jaar, dan moet jy die land laat rus. Maar ook op die 50ste jaar. Met ander woorde, na 50 jaar moet jy 2 die jaar land vir 2 jaar agter mekaar laat rus, maar behalwe vir hierdie, dat jy dan net van die opbrengs af eet. Dan sê hy ook, in die 50ste jaar moet dit wat jy verloor het, kom ek noem dit nou maar so, want die Here het gesê, jou grond is jou grond, jy is nooit veronderstel om dit te verloor nie, jy het nie die grond verkoop nie, want die grond behoort aan die Here. Jy het die opbrengs wat daar oor was op die land verkoop aan die een wat jou naaste was. En op die jubeljaar moes hy dan vir jou weer die gebruiksreg, die grond teruggee, sodat jy dit self kon bewoon en bewerk weer van daar af aan. Met ander woorde, die Here wou nie gehad het dat enige persoon in Israel ooit sonder grond sou gesit het, of die reg gehad het om die grond te kan besit en dit te kan bewoon en bewerk nie. Ja, dis eintlik baie mooi. Die Here het 'n hele proses ingestel dat die Israelitiese volk na regte nooit iets soos 'n armoedige moes gehad het nie. Daar sou nooit iemand gewees het wat al die grond later besit in die omgewing, omdat hy die ander mense uitgekoop het nie. Dit was nie veronderstel om te gebeur nie. In die 50ste jaar, as iets in daai 50 jaar met jou gesin gebeur het, kom ons sê die pa is dalk baie skielik oorlede of wat ook al gebeur het en die oeste kon nie aangaan nie, die mense kon nie bly leef nie, kon die naaste kom en dan bereken hoeveel oeste is oor tot en met die 50ste jaar, daar die geld vir die familie gee en hulle kon die oeste dan vir hulle self neem. Maar aan die einde van die 50 jaar moes dit vir die familie teruggaan, dat daar die familie se geslag en amper sy familienaam kon voortgaan. En dat hulle altyd 'n plek in die land sou hê, waar hulle ook deel is van die volk. En wat die Here vir hulle gegee het, want die Here het dit vir almal gegee, nie net vir sekeres nie. En dis nogal iets wat 'n mens moet mooi na kyk en sê, dit is nog eintlik 'n baie mooi konsep,
dat die Here gesê het, maar ek het dit vir jou gegee en ek wil hê jy moet altyd daarvan hê. Hy verstaan omstandighede gaan gebeur, maar dit moet na jou toe teruggaan. Baie interessant. En Israel moes daarby hou. Ons weet, in enige stelsel is daar maar altyd maar probleme. Ek moet nie sê met die stelsel nie, kom ek sê met die mense wat die stelsel moet behartig. Ja. Ongelukkig het dit nie so gebly nie, maar hier is ons baie goeie hoop vir jou en vir my. Wanneer die hemelse Kanaan kom, sal daar nie iemand wees wat meer kry as wat ek en jy kry nie. Daar sal niemand wees wat kan kom en sê, maar ek koop jou nou uit nie. Jou gedeelte van jou erfporsie wat die Here jou gegee het, gaan ek nou my eie maak nie. Dit word nou deel van my nie. Dit is so 'n pragtige voorbeeld van hoe die Here eintlik wou gehad het, dat elkeen het 'n geregmatige plekkie en elkeen het genoeg. Dis waar, daar moes nie ryke of arme gewees het nie. Almal moes na mekaar kyk. En is dit nie 'n groot uitdaging vir ons tot die Here weer kom nie? En ek is geneig om dit verskriklik baie te herhaal. Ons moet baie mooi na mekaar kyk. Want ek en jy het die vermoë om iemand te help om voor te berei vir die weerkoms van Christus, maar ons is ook baie in die vermoë en baie sterk in die vermoë om iemand die ewigheid te kos as gevolg van die swak voorbeeld wat ons stel. So, net om jou af te sluit, mense wil nie met 'n negatiewe punt afsluit nie, maar ons weet ook die Here het vir hulle in gedeeltes in die Ou Testament het hy vir hulle gesê, maar as julle nou nie gaan hou by ons ooreenkoms nie, dan gaan die land jou uitspoeg. Dan gaan jy versit word. Maar, hier kom die groot maar, en ek hou van die woord maar, want hy draai altyd alles om. As julle dan berou het, en julle kom terug na my toe, sal ek hierdie land vir julle teruggee. En ons weet dat hulle in ballingskap was, en dat die Here die land weer vir hulle teruggegee het, en dan het hierdie ouens hulle oorgeneem, en dan het hulle weer daai ouens gedien, en dan is hulle weer na die Here toe teruggekom, het dit weer goed uitgewerk vir hulle. Maar hier is die teenbeeld vir een vir my. Ons doen ook dinge verkeerd. Ons is ook dalk, ons sê altyd ons is in 'n pelgrimstog. En alhoewel die aarde vir ons gemaak is ons net bywoners hier. En ons wag vir daardie oomblik wanneer die Here weer gaan kom, sodat ons weer in die jubeljaar kan ingaan, saam met die Here wees, en ook fees vier, saam met die Here, en dan gaan hy ons terugbring en terugplaas in die Edenbestemming, wat vir die mens bestem was van die begin af. En so sal ons dan altyd by die Here wees. Wat 'n wonderlike idee wat ons het, en beginsel wat ons kry, dat die Here vir ons sê, maar ek wil nog steeds hê, en dit sal jou keuse wees, of jy gaan terugkom na hierdie land toe, of nie. Amen. Dit was goed om saam met jou te wees en na hierdie gedeeltes te kyk. Dit was goed om saam met u in u sitkamers te kon kuier, en ons hoop dat u ook insig uit God se woord uit kry, terwyl u self deur hierdie studies gaan. Kom ons buig ons hoofde saam. Vader, ons sê vir u baie dankie vir die liefde en die genade, en baie dankie dat ons uit u woord uit kan leer van sekere beginsels. Here, mag dit nie net vir ons beginsels wees wat antieke Israel toegepas het nie, maar mag ons dit deurtrek sodat ons op ons geestelike lewens kan sien en kan toepas. Dankie Here vir die insig en die wysheid uit die woord uit. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Amen.